Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundeles saam met my, Erika Jansen. Hierdie les word vir julle aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Makama Research and Development. Vandag gaan ons verder met ons tweede vraag in ons vraestel 1, naamlik rye en reekse. Ten einde van hierdie les wil ek nou hê julle moet weet, presies hoe lyk die struktuur van vraestel 1 en dan ook meer spesifiek, waar pas die onderwerp rye en reekse in hierdie vraestel in. So, as ons nou kyk na algemene eksamenwenke. Ons rye en reekse vraag is ons gewoonlik ons tweede en derde vraag in ons vraestel en hy tel omtrent 25 punte. So, soos jy kan sien, ons vraag 1 het ons gesê, is 'n baie maklike vraag, gewoonlik, en dan ons vraag 2, hulle tel min of meer dieselfde gewig. So as jy hierdie twee kan sameoefen, is dit al klaar 50 punte, en dit is 'n derde van jou vraestel. So werk lekker hard aan hierdie, leer al jou formules, en jy kan vir jou lekker klomp punte hier al in die sak kry. So kyk ons na ons verskillende definisies. Wat is die verskil tussen 'n ry en 'n reeks? Ons praat die hele tyd van rye en reekse, maar weet jy regtig wat is die verskil? 'n Ry is 'n lys van getalle, en hulle word gewoonlik net van mekaar geskei deur 'n kommapunt. So dis letterlik net 2, 4, 6, 8, 10. So jy lys 'n spul getalle met kommapunte. Terwyl 'n reeks is ook 'n lys van getalle, maar hulle word by mekaar geplus. So dit sal dan wees 2 plus 4 plus 6 plus 8. So dit gaan net oor wat jy met die getalle doen. Nou, om die maksimum hoeveelheid punte in hierdie afdeling te kry, moet jy die volgende kan doen. Jou eerste stap is, identifiseer watter tipe patroon jy in 'n vraag mee werk. Dit is regtig belangrik en baie mense onderskat hierdie stap. As jy nie weet wat 'n patroon dit is nie, beteken dit jy moet dadelik dink aan al die verskillende formules wat beskikbaar is by meetkundige rye, kwadratiese rye en rekenkundige rye, almal van hulle. Terwyl, as jy klaar geïdentifiseer het dis 'n meetkundige ry, dan weet jy watter formules het jy beskikbaar en dis minder. So dit maak dit dan baie makliker om te weet watter formules om te gebruik. Dan as jy weet watter tipe formule dit is, watter tipe patroon dit is, dan moet jy kyk watter formule gaan jy toepas. So dan kyk jy na wat beskikbaar is en sê, goed, ek het hierdie formules, watter van hulle gaan ek gebruik? Dan moet jy ook vir my onderskei tussen die woord term en som. As ek praat van term, beteken dit jy gaan T-N uitwerk. As ek praat van som, beteken dit jy met die SN formule uitwerk. So sien julle weer, dis sleutelwoorde wat my help om te weet watter formules moet ek gebruik. Dan moet jy ook vir my die somformule se bewyse aflei en jy moet dit kan doen. So hulle kan enige een van die rekenkundige of die meetkundige reeks, kan hulle vir jou vra, lei die formule af. En dit is weer eens dis leerwerk. Dus soos 'n meetkundige stelling, jy het die bewys daarvan, jy moet hom net leer en reproduseer. En hier is enetjie wat baie kinders bietjie mis, want hy word nie in elke vraestel gevra nie. So nou maak hulle die afleiding, nee, hy gaan nie gevra word nie. Maar, pas op dat dit nie dalk jou jaar is, waar hulle hom wel vra nie. En dan gaan jy baie spyt wees as jy, kom ons sê byvoorbeeld 5 punte hier in die water gooi, omdat jy hom nie geleer het nie. Dan verder, rekenkundige patrone. So ons begin nou met ons eerste tipe. Dis rekenkundige patrone, wat maar net ooreenstem met jou lineêre getalpatrone wat jy in vorige grade gedoen het. So dis die een waar daar 'n konstante eerste verskil is. Baie belangrik dat jy daar byvoeg, dis eerste verskil. En daardie definisie is dan ook wat jy gebruik. Sou hulle byvoorbeeld op enige stadium vir jou vra, hoekom is 'n spesifieke patroon 'n rekenkundige patroon? Dan moet jy sê, want hy het 'n konstante eerste verskil. Nou, al jou eerste verskille is gelyk. So wat beteken dit in praktyk in my reeks of my ry? Dit beteken ek plus die heeltyd dieselfde waarde om by volgende term te kom.
of dit kan natuurlik minus ook wees. Dan, soos ek reeds gesê het, dis maar net jou ander term vir lineêre getalpatroon. Vorige grade is dit wat ons dit genoem het. So, kom ons kyk na 'n tipe of 'n lineêre patroon, vir rekenkundige patroon. Julle sien hierso dat 3, 7, 11, 15. So, elke slag plus ek 4 om van die een na die volgende een te kom. En ek beveel gewoonlik aan, as jy met ry en reekse werk, skryf jou patroon by jou vraag neer en merk dadelik jou bogies. Party mense merk dit bo, party mense merk dit onder. Dit maak regtig nie saak nie, maar as jy sien, jy tel heeltyd dieselfde getal by, dan is dit 'n konstante eerste verskil en dan is dit 'n rekenkundige patroon. Wat is die term se formule? Dis Tn is gelyk aan A plus N minus 1T. Moenie daardie formules wat jy in graad 18-9 gebruik het, van Tn is gelyk aan Bn plus C of Cn plus D. Moenie daardie formules gebruik nie, want die simbole se betekenis is iets anderste. So, bly weg van daardie formules. Ja, hulle gaan dieselfde antwoord gee, maar dit kan beteken dat jy jou A's en jou D's, dat jy dit verkeerd kry wanneer jy by jou somformules uitkom. Dan ons kwadratiese getalpatrone. Daar beweeg ons nou een stapie verder en dit is dan 'n patrone waar daar 'n konstante tweede verskil is. So, jy gaan die eerste verskille kry, jy gaan sien hulle is nie konstant nie, maar hulle gaan weer 'n patroon vorm. En dis is daai eerste verskil is 'n patroon, hulle het dan weer 'n konstante verskil. So jou tweede verskille gaan dan heeltyd dieselfde wees, maar jou eerste verskille gaan 'n lineêre getalpatroon vorm. So as ons nou hier kyk na 1, 4, 9, 16, die eerste verskille is 'n rekenkundige ry, want hy is 'n patroon op sy eie en hy het 'n konstante verskil. So, die konstante verskil lê op die tweede vlak en daarom is dit dan in geheel 'n kwadratiese getalpatroon. So, sy Tn formule is An kwadraat plus Bn plus C. En dan om die waardes van A, B en C te kry, gaan jy die volgende formules gebruik. A plus B plus C is jou term 1. Dan 3A plus B is jou eerste verskil. So in hierdie geval sou dit daardie enetjie gewees het. En dan die 2A is gelyk aan die tweede verskil. Maar onthou, ons doen dit van onder af boontoe. So jy gaan eers 2A gelyk aan die tweede verskil stel, want onthou jou tweede verskil is konstant. Dan los jy op vir A. Die oomblik wat jy A het, vervang jy hom daarin en dan kan jy die boonste stappe dan ook gaan oplos. Kom ons kyk. Meetkundige patrone. Meetkundige patrone is nou weer waar daar nie 'n konstante verskil is nie, maar 'n konstante verhouding. Nou wat is die verskil tussen 'n verskil, of wat is die, hoekom is dit nou 'n verhouding en nie 'n verskil nie? 'n Verskil beteken jy plus of minus iets die hele tyd by. Terwyl 'n verhouding beteken jy maal die hele tyd met dieselfde waarde. So as ons nou kyk na hierdie 2, 6, 18, 54. Ek maal elke slag met 3. Maal met 3. Maal met 3. Sulke patrone kan jy gewoonlik uitken omdat hy vinnig groter word. Want onthou, jy gaan vinniger getalle, groter getalle kry as jy maal met 'n getal eerder as wat jy plus. So nou kan ons sê sy konstante verhouding is 3. Algemene formule, Tn is gelyk aan AR tot die mag n min 1. Nou, verder, die som tot oneindigheid. En onthou, dit koppel slegs aan meetkundige reekse. So as jy enigstens hoor, 'n ry gaan onbepaald aan, of die som tot oneindigheid, of 'n meetkundige reeks wat nooit stop nie. As jy enige van daai woorde hoor, dan weet jy, dis 'n meetkundige reeks, en hy gaan konvergeer na 'n spesifieke som toe. So as ek die somwaarde gaan uitwerk,
Alhoewel daai reeks aangaan tot 'n oneindigheid, beteken dit sy som gaan al hoe nader kom na 'n spesifieke waarde toe. Maar jy moet oppas, dis nie vir alle meetkundige rye nie. Dit is net vir konvergerende reekse. En wanneer is 'n reeks 'n konvergerende reeks? As jou R-waarde tussen -1 en 1 lê. Met ander woorde, jou R-waarde moet 'n egte breek wees. So, konvergerende reeks, lê jou R tussen -1 en 1. Dit staan op jou formuleblad ook. So as jy dit dalk vergeet, dit is daar. Belangrik net, jou R mag nie 0 wees nie. Hoekom? Want as jou R-waarde 0 is, dink mooi daaroor. Jy gaan die eerste term maal met 0, dan gaan dit vir jou 0 gee. Tweede term maal met 0, gee vir jou 0. So dit beteken as my R 0 sou wees, gaan al my terme 0 wees. Som tot oneindigheid se formule is A op 1 minus R. Pas op dat jy nie die onderkant omdraai nie. Party mense draai hom om. Okay, dan ons sigma notasie. Dit kan by enige reeks gebruik word. En dit is doeteenvoudig net 'n notasie wat ons gebruik om 'n hele som of 'n hele reeks wat 'n lang storie kan wees, uit te gaan skryf op 'n baie eenvoudiger manier. So kom ons kyk, ons sigma notasie, soos ek gesê het, kan op enige reeks gebruik word, solank jy net 'n Tn-formule vir die reeks kan kry. So as jy 'n reeks het, en jy kan 'n Tn-formule kan kry, dan kan jy omskryf in sigma notasie. So, kom ons kyk hoe lyk sigma notasie nou. As ek my sigma notasie self het, dit is daai sigma teken, dis 'n Griekse letter, dan dit wat aan die regterkant kom, is my algemene formule, oftewel my Tn-formule. Maar let net daarop, ons skryf nie Tn is gelyk aan nie. Ons los daardie gedeeltetjie uit. Ons skryf net die regterkant van die formule daar. Dan aan die onderkant, as jy die sigma notasie moet gaan skryf, moet jy altyd begin by n is gelyk aan 1. En maak seker dat hierdie ennetjie wat daar staan, dieselfde veranderlike is as wat aan die regterkant staan. So as jou Tn-formule byvoorbeeld 'n k in het, dan moet jy hieronder begin met k gelyk aan 1. En dan die boonste waarde sê tot waar moet jy gaan. So as jy van 1 af begin, dan gaan dit in hierdie geval vir my sê, ek het 12 terme in my reeks. Bietjie verder met sigma notasie. Wat gaan gebeur is hulle gaan byvoorbeeld vir jou vra, bereken die volgende. En dan staan daar 'n hele sigma notasie. So eerste ding wat jy doen is, bepaal watter tipe reeks dit is. Want as jy nie weet wat se tipe reeks dit is nie, gaan jy nie weet wat se somformule om te gebruik nie. Nou, hoe weet ek wat 'n tipe reeks is dit? Jy kan of kyk hoe lyk die Tn-formule en uit hom uit dit dan herken, of jy kan die eerste 3 terme gaan uitwerk deur net in te vervang en dan te kyk wat se tipe reeks dit is. Dan, belangrik, jy moet ook weet hoeveel terme instaan in daai reeks. Hoekom? Want jou Sn-formule gebruik die n-waarde, die aantal terme. Dan moet jy die regte Sn-formule vat en jy druk dan net al jou waardes daarin en dan bereken jy die som. Nou, rye en reekse. Wat se tipe vrae kan hulle alles vra? Eerste vraag, wat is die algemene term? Of die formule? Enige van daai beteken jy moet jou Tn-formule gaan kry. Wat is die waarde van 'n spesifieke term? So hulle kan byvoorbeeld vir jou vra, wat is die waarde van die 7de term? Daardie 7de gee vir my sy nommer. So dit beteken ek het n, ek gaan by n indruk en ek moet Tn uitwerk. Of, hulle kan vir my vra, hoeveel terme is daar in die reeks? So wat ek gaan doen, ek gaan dan die laaste term in vervang en sy nommer uitwerk. Dan kan hulle ook vir my die waarde van 'n spesifieke term gee en vir my vra, die hoeveelste term is dit in die reeks? Of watter term is dit in die reeks? Dan druk jy die term by Tn in en jy werk jou n uit.
Wat is die som van 'n sekere aantal terme? Beteken jy moet die somformule gaan gebruik? Of hulle kan vir my die som gee en vir my vra hoeveel terme is daar in die reeks. So, hulle gee die som, beteken jy moet die somformule gaan gebruik en jy druk alles in, dan bereken jy net N. Dan kan hulle ook vir my vra, hier is 2 terme in my reeks. Dit is 2 terme wat, hulle kan 'n N uit mekaar uit wees. So hulle kan byvoorbeeld vir my vra, hier of my gee, hier term 3 is soveel en term 20 is soveel. Wat jy dan doen is, jy druk elkeen van die terme met hulle nommers, druk jy in jou algemene TN-formule en dan het jy gelyktydige vergelykings wat jy dan net oplos om jou konstante verskilverhouding te kry. Dan as die eerste 3 terme van 'n meetkundige reeks gegee word, maar dit bevat veranderlik is. So tipies gaan jy hê, eerste term is byvoorbeeld x plus 1, tweede term is 2x min 3 en derde term is 4x plus 7. Dan kan ek vir jou sê, luister, dit is 'n rekenkundige ry, kry vir my die waarde van x. En dan moet jy die definisie van daai spesifieke ry gebruik om x dan te gaan oplos. So kom ons kyk, weer gou 'n lekker lysie wat jy handig kan gebruik as jy nou dink jy's klaar met hierdie afdeling. Kyk gou of jy alles van die volgende gedoen het. Jy moet alle probleme kan oplos vir rekenkundige rye, meetkundige rye, kwadratiese rye en ook gekombineerde rye. Wat is gekombineerde rye? Dis daardie rye waar die tellers vorm een patroon, noemers vorm 'n ander patroon. Of ek sê altyd, dis die in mekaar gevlegde rye. So dis waar jou terme so in mekaar in gaan vleg. So die eerste, die derde, die 5de en die 7de term gaan dan 'n patroon vorm en dan die 2de, 4de, 6de, 8ste vorm 'n patroon. As jy sulke rye kry, trek hulle net uit mekaar uit en hanteer hulle as 2 aparte rye. Dan moet jy bewys dat die somformule gebruik kan word, so jy moet die somformules vir beide meetkundige en rekenkundige reekse moet jy kan aflei. Verder moet jy ook probleme kan oplos met betrekking tot die reekse. So die eerstes was nou met betrekking tot die rye, so nou moet jy die reekse kan doen. Rye het gewoonlik net met die TN-formules te doen, terwyl reekse het met die SN-formules te doen. Dan moet jy weet wat is die voorwaarde vir konvergerende reekse. O ja, 'n ander woord wat hulle daar kan gebruik, is hulle kan ook vra vir watter waardes van wat ook al die veranderlike is dit geldig? Met ander woorde, jy moet dan weet dit beteken dieselfde as konvergerend. Dan moet jy ook S-oneindigheidsprobleme kan oplos, oneindige reekse. Jy moet jou sigma-notasie, jy moet hom kan gebruik en jy moet homself ook kan skryf. Dan moet jy probleme kan oplos, waar jy dan nou sigma-notasie gegee kry, en dan praktiese probleme. Enigiets wat hulle kan gee. Hulle het byvoorbeeld in een vraestel het hulle 'n stel trappe gegee, en dan het hulle gepraat oor jy wil die kante van die trappe verf, en dan het dit gegaan oor die oppervlaktes wat jy verf, ensovoorts. So enige sulke woordsomme tipe van goed, gaan werk deur ou vraestelle, en maak seker dat jy 'n goeie klompie van hulle ook doen. Nou, eksamenvrae. Kom ons kyk bietjie hoe lyk hulle. In hierdie enetjie, eerste enetjie gee hulle vir my 'n rekenkundige reeks, en dan vra hulle vir my so 3 vragies daarso. Eerste kry die waarde van term 91, dan som van 91 terme, en bereken die waarde van n, waarvoor die Tn gelyk is aan 517. Nou, as jy hierdie kry, net belangrike opmerking wat ek gou-gou ook wil doen, onthou jou somformules is altyd die som van die aantal terme beginnende by term 1. So onthou net dit, jy kan nie sommer net van enige term af begin en sê, okay, ek het soveel terme. Dan, tweede vraag is oor kwadratiese getalpatrone. Nou hier gee hulle vir jou 3 goetertjies, en dan sê hulle, jy moet aantoon dat term 511 is, en jy moet die algemene formule gaan aflei. So kom ons spring weg. Jou rekenkundige reeks, waar ons term 91 moet kry. Dis 'n term, en jy is by rekenkundige reeks,
So ek weet die formule wat ek gaan gebruik, is daai Tn is gelyk aan A plus N minus 1D. My A-waarde, 7, dis die eerste term. My D is 5, want ek plus die hele tyd 5 om van een na die ander te kom. Dan druk ek dit saam met my nommer, wat in hierdie geval 91 is, druk ek in my Tn-formule, en dan as ek dit uitwerk, en onthou, skies net gou hierdie ding, onthou jy kry nie 'n punt vir net die formule neerskryf nie, want dis net kopiëring van jou formuleblad af. Jy kry wel 'n punt vir die invervanging in die formule. En dit gee dan vir my 'n navereenvoudiging 2 plus 5. Hierdie vereenvoudiging is baie belangrik. Party kinders los hom daar. Jy moet hom vereenvoudig, want hulle gee dan 1 punt vir daardie, 1 punt vir daardie. Dan, omdat ek term 91 gesoek het, weet ek my nommer is 91, so dan druk ek oralste waar daar N staan, druk ek 91 in. En dit gee dan vir my, term 91 is 457. Ons volgende een soek hulle S91. So, selfde prosedure, maar nou gebruik ek net die somformule. Ons A-waarde is weer 7, ons D is 5 en ons N is 91. So dis dieselfde as die vorige een. Maar nou moet ek net my somformule vir 'n rekenkundige reeks gaan neerskryf. En dis daardie enetjie. Ek het my N, ek het my A en ek het my D. Druk dit alles in en werk sommer dadelik met jou sakrekenaar uit. Onthou, geen punte hier vir tussenstappe nie. Jy kan direk jou sakrekenaar gebruik, want soos jy kan sien, is dit 'n groot antwoord. Dan ons volgende vraagie het gevra, kry die waarde van N waarvoor Tn gelyk is aan dit. So daar is my wenk, ek moet met my Tn-formule gaan werk. Nou, ons A, ons D en ons Tn is nou gegee, so hierdie keer het ek nou nie my N nie. En nou gaan ek my formule vat, A gaan daarin, want onthou ek werk met Tn. My N weet ek nie, want dit is die onbekende ene, en my D is 5. So as ek dit dan indruk, tesame met, in die volgende stap, as ek nou klaar vereenvoudig het, hier by Tn, kan ek dan my 517 gaan indruk. So dan kry ek 517, vat die 2 oor, dan kry ek 515, en dan deel deur die 5. So, N is 103. Dan ons volgende ene waar ons nou met 'n kwadratiese getalpatroon gaan werk. Jy moet bewys dat term 5 gelyk is aan 111. Nou, as jy sulke goeders kry, teken eers vir jou hierdie patroon. Hulle het my gesê term 1 is 3. So dis waar ek daai invul. Toe sê hulle vir my, term 2 minus term 1 is 9. Dis hierdie 9. Maar nou kan jy verder gaan, want 3 plus 9 moet vir my 12 gee. So, net ek daarby benut. Dan sê hulle verder vir my term 3 minus term 2 is 21. So dis daardie ene. En dan tel ek weer verder. 12 plus 21 gee vir my 33. En nou begin ek kyk. Ek weet hierdie ry moet 'n rekenkundige ry wees. So, hierso in die begin het ek 12 geplus om van 9 na 21 te kom. So nou plus ek weer 12, wat beteken daardie ene moet 33 wees. En dan kan ek hom weer gebruik tesame met 33 plus hierdie 33 gee vir my 66. So om 'n kwadratiese patroon aan te tel of uit te werk, gaan jy altyd van onder af boontoe uitwerk. Dan sê jy die volgende een, okay, 33, my konstant, nou tweede verskil is konstant, so dit beteken 33 plus 12 gaan my 45 gee, en dan plus ek weer 66 plus 45 is 111. So jy werk die hele tyd van onder af boontoe, en dit is dan term 5. Okay, nou kom ons kyk, wat soek ons verder? Verder vra hulle vir my, toon aan dat die algemene formule dit is.
Onthou, dis daai 3 formules wat jy moet ken. 2a is gelyk aan my tweede verskil. So A werk uit op 6. Dan 3a plus B is gelyk aan die 9, dis my eerste verskil. En dan druk jy jou A met 6 in, want jy het hom sopas uitgewerk. En dit gee dan vir my B-waarde werk uit op -9. Dan gaan jy nog 'n stapie verder. Daardie boonste ene is gelyk aan jou A plus B plus C. Maar ek het A, daar is hy, ek het B, so hulle kan klaar daar indruk, en dan gaan ek net C uitwerk. So C werk dan op die uiteinde uit op 6. En dan het ek my A, my B en my C, wat as jy mooi gaan vergelyk, dan gee dit wel vir my, Tn is gelyk aan 6n kwadraat minus 9n plus 6. En dis presies wat hulle gesê het, waarby ek moet uitkom. Nou gaan ons kyk na November 2022 se vraag 3. In hierdie vraag sê hulle vir my, die algemene term van 'n kwadratiese getalpatroon word hier gegee. Maar die vangplek hier is dat jy moet besef, die totale patroon is nie gegee nie, maar die totale patroon is ook nie heeltemal onbekend nie. Hulle het wel dit wat voor die n kwadraat moet staan vir jou gegee, dis 'n 1, en hulle het wel vir my die agterste een gegee. So die enigste deel van die formule wat onbekend is daardie B. Dan sê hulle vir my, die eerste term van die eerste verskille is 7. So nou terugkom daarna toe, jy moet aantoon dat B gelyk is aan 4. En daarna bepaal die waarde van die 60ste term van die patroon. Nou baie belangrik hiersom, kom ons sê, jy kon nie vraag A reg kry nie. As jy dan nie vraag A reg kan kry nie, of jou antwoord is verander, of anders, of jy kon glad nou by uitkom nie, dan kan jy nog steeds aangaan met vraag 3.2. Al wat jy dan doen is, jy aanvaar daardie waarde as 'n gegewe, en jy druk hom dan in by jou formule. En dan het jy jou hele Tn-formule. So kom ons kyk. As ek nou moet bewys dat B is gelyk aan 4, dink wat sou jy normaalweg gedoen het? Met 'n kwadratiese getalpatroon sou jy dadelik gegaan het en daai 3 formules gebruik het. Maar kyk net gou-gou 'n bietjie. Jou A-waarde is klaar gegee, dis 1. En jou C-waarde is ook gegee, is 9. So, die heel eerste formule, 2a is gelyk aan, gaan jy nie gebruik nie, want jy het klaar jou A gegee. Die tweede ene gaan jy wel gebruik, so dis 3 maal 1 plus B is 7, en so kan jy dan B uitwerk. B werk dan uit op 4. Tweede enetjie, kry die waarde van die 60ste term. As jy nou daai B gekry het jy mos jou hele formule. So jy skryf jou formule neer, soos wat hy gegee is, en jy soek die 60ste term, met ander woorde, n is 60. Dan druk jy jou n gelyk aan 60 in, en dan kry jy 'n finale antwoord van term 60 is dan 3849. Okay, nou vraag 2 van November 2020. In die geval, gee hulle vir my 'n rekenkundige ry, maar uit veranderlike sin. En jy moet die waardes van x en y kry. Tweede enetjie gee 'n kwadratiese getalpatroon, waarvan jy dan die algemene term moet kry, en ook die 50ste term. So, ons eerste enetjie. Dink mooi, wat beteken dit om 'n rekenkundige ry te wees? Dit beteken daar is 'n konstante eerste verskil. So wat jy gaan doen is jy gaan vir my sê, goed, my A-waarde het ek wel gegee. En term 4 het ek gegee. Maar my term 2 en 3 het ek net in term van x en y. So kom ons kyk. As ek term 4 wil indruk, reg, dan gaan ek sê A wat 7 is, plus 4 minus 1, want is term 4, maal met D. Maar ek weet term 4 is min 11.
So, dit word dan 7 plus 3D, wat dan gelyk is aan min 11, want ek kry dit daarvandaan af. Is invervang, en daardie woord gee dan net vir my die 3D. So nou kan ek oplos vir D, en dan kry ek my D-waarde op die uiteinde, is min 6. So nou, as ek my D-waarde het, dan kan ek net van term 1 af begin, en ek kan my D-waarde gaan bysit. So, eerste term gaan dan wees die 7, maar dan sit ek 'n minus 6 by, want dis mos my D-waarde, so dit gee vir my, x is 7, minus 6 wat 1 is. Dan as ek y wil kry, dan sê ek goed, maar y gaan wees van die vorige term wat x is, en plus die d. So in die geval gaan dit wees, my vorige term is 1 plus minus 6 gee vir my minus 5. So dit maak nie saak watter een van daardie twee gebruik nie, ek gaan by dieselfde ding uitkom. Dan met die kwadratiese getalpatroon, sê hulle vir my, kry die algemene term. So dis weer daardie 3 formules. So eerste enetjie, as ek nou my patroon voltooi, min 3, 6, 27, 60, en dan 9, 21, 33, met tweede verskille 12. So, kom ons kyk die algemene term, gaan ek met daardie 3 waardes werk. So, 2a is gelyk aan 12, oftewel a is gelyk aan 6. Dan die tweede formule is mos 3a plus b, en dit moet gelyk wees aan daardie 9. So dan druk jy dit in, maar jou a het jy klaar uitgewerk. So druk hom net in, en dan werk jy vir my b uit. Dit gee vir my b van min 9. En dan derde ene moet gelyk wees aan daai min 3 daarbo. So a plus b plus c is min 3. Druk die a en die b-waarde, druk dit daarin, en dan kry jy jou c-waarde is 0 in hierdie geval. So, maar dit pas op nou net, hulle het nie gevra kry a, b en c nie, hulle het gevra kry die algemene term. So tn is dan gelyk aan 6n kwadraat minus 9n, en die c-waarde gaan net wegval. Ok, so daar is ons finale antwoord. Ok, volgende enetjie. 2.2.2 vra vir die 50ste term. Nou jy het reeds in die vorige vraag het jy jou tn gekry. So jy gaan net, jou waarde, jou n is 50, want dit is sy nommer, en jy gaan dit wat jy in die vorige vraag gekry het, gaan jy nou gebruik. So nou vat jy jou algemene term, en jy druk net, oralste waar n staan, druk jy 50 in. So dit gee vir my dan op die uiteinde, term 50 is 14.550. En nou vraag 3 uit die November 2020 vraestel. In die geval gee hulle nou vir my 'n sigma notasie, en hulle sê vir my is konvergerend, en hy sê vir my is 'n meetkundige reeks. Jy moet alle bewerkings uitwerk. Ok, nou, as jy gaan kyk, hierdie is my tn formule. Aan die sigma notasie sê hy dadelik, sigma begin by 1 en gaan tot oneindig. So dit is 'n oneindige reeks. So as ons hom nou gaan gebruik, en ons gaan sê goed, term 1, want onthou nou, as ek sigma notasie vir jou gee, is die eerste ding wat jy altyd doen, is skryf jou reeks uit. So as ek K1 maak, dan kry ek is 4 maal 3 tot die mag 2 min 1, en dit gee vir my 12. Dan maak jy K2, druk hom in, hy werk uit op 4. Dan T3, werk uit op 4 op 3. So kry jy nou jou reeks. Dan sê ek vir myself, goed, as ek nou my reeks het, ek het 'n konvergerende meetkundige reeks, en ek soek die som van daai reeks. So my R-waarde is dan 4 op 12. Dit is altyd term 2 op term 1. En dit gee vir my 'n derde. So nou het ek my R-waarde,
Verder het ek dan nou die reeks is konvergerend, so my R moet tussen min 1 en 1 wees. As jy hierso het, dat jou R gelyk is aan 'n derde, jy moet altyd gaan seker maak, al sê hulle vir jou dis 'n konvergerende reeks, maak seker dat daai R 'n breek is, 'n egte breek, tussen min 1 en 1. As dit sou gebeur, dat jou R-waarde is nie in daardie reeks nie, dan moet jy gaan seker maak, of jy nie dalk jou R-waarde verkeerd uitgewerk het nie. Want as jou R nie 'n egte breek is nie, gaan jou som tot oneindig nie reg uitwerk nie. So dan, ons het ons egte breek, so ek weet dit is reg, hy is konvergerend, en jy moet dan nou net die som gaan uitwerk. So, ons reeks is konvergerend. Ekskuus, ek het die kat aan die stert weet gehad daarso. Ons moet nie die som uitgewerk het nie. Hulle het vir ons gesê, bewys, dis 'n konvergerende reeks. Okay, so versigtig lees, 'n mens lees partykeer oorhaastig, ek het ook hier in die slaggat getrap, so moenie dit doen nie. Kom ons kyk weer, hulle het sê, bewys dis 'n konvergerende reeks, en dit doen ek deur te bewys dat my R-waarde in daardie interval val. Goed, nou November 2017, so 'n bietjie langer terug, vraag 2. Hier gee hulle 'n kwadratiese patroon. Jy moet die konstante tweede verskil van die reeks kry, dan die ende term, en jy moet vir my sê watter term in die reeks het daardie waarde. Kom ons kyk. Kwadratiese getalpatroon, weet jy het eintlik net 'n Tn-formule. So, eerste ding is om die konstante tweede verskil te kry. So, skryf jou reeks uit, 5 min 4, min 19, min 40, kry die verskille. Wees net baie versigtig wanneer hier minusse ter sprake is. Dink van 5 af na min 4 toe. Trek ek 9 af, so hy moet negatief wees. Volgende ene, trek ek weer af, so hy moet negatief wees. So al daardie is negatief. Dan moet jy weer vir jouself vra, om van min 9 tot by min 15 te kom. Trek ek af, so my antwoord daar moet minus 6 wees. Maak net baie seker dat jy nie daardie tekens verkeerd het nie. So my tweede verskil, wat nou konstant is dan nou minus 6 in hierdie geval. Okay, kom ons kyk verder. Vraag 2.1.2 vra kry nou die ende term. So ek gaan hierdie 3 waardes dus gebruik. 2a is gelyk aan min 6, so jou a is baie maklik, is min 3. Dan ons tweede formule is 3a plus b, gelyk aan daardie enetjie. So as ek hom neerskryf, dan kry ek 3a plus b is min 9. Okay, daar het ek hom vandaan gekry. En dan druk jy jou a-waarde wat jy klaar uitgewerk het, druk jy daar in, en dan kry jy jou b-waarde is dan 0. So in hierdie geval gaan jy nie 'n b-waarde hê nie. Dan gaan jy aan met die derde ene. A plus b plus c is 5, wat ek daarvan linksbo afgekry het. Maar ek het reeds my a-waarde is min 3, my b-waarde is 0. So druk hulle in, en dan kry jy jou c-waarde is 8. Maar die vraag het gevra, kry die ende term. So jy moet dit uitskryf. Tn is gelyk aan min 3 n kwadraat plus 0n, wat jy maar net kan weglaat, en dan plus 8 vir die c-waarde. Ok, so volgende keer dan gevra, wat 'n term van die patroon is gelyk aan dit. So hulle vra, watter term? Dit beteken ek het nie die nommer nie, maar ek het wel die term se waarde. So nou gaan jy daai Tn-formule wat jy in die vorige vraag uitgewerk het, gaan jy nou hier moet gebruik, en jy gaan daardie Tn wat hulle vir jou gee, gaan jy aan die linkerkant in vervang. So as jy dit dan in vervang, dan vereenvoudig jy net, deur die 8 na die minus 25.000 se kant toe te vat, dan deel jy deur min 3, en dan moet jy net die vierkantswortel gaan trek. En dit gee dan vir my minus 93 of 93. Maar pas op, die nommer van 'n term kan nooit negatief wees nie.
Dit is 'n termnommer, so dit sal iets wees soos 1, 2, 3, 4. So daai n gelyk aan minus 93 gaan ek dan nie gebruik nie, hy is nie van toepassing nie, so dit moet die 93ste term wees, wat dan daardie waarde het. OK, waarna kan ons uitsien in die volgende les? Die volgende les beweeg ons dan aan na die volgende afdeling in ons vraestel, en dit is dan funksies en grafieke. Meer hieroor, tot volgende keer. Baie dankie.